Waarmee is ons besig die laaste paar weke, wie weet? Ons is besig met verwerk, is dit nie? En ons praat nog al die laaste paar weke van wat dit moet wees om ons gemeenskap rooi te verf en hoekom is dit nodig dat ons 'n voorbeeld sal wees vir die wêreld daar buite. En dat hulle nodig het om Jesus te sien deur my en jou. Is dit nie waaroor ons praat nie? Meeste van ons boodskappe gaan oor dit. En vanoggend wil ek 'n bietjie aangaan met daai woord. En ek hoop julle gaan my so 'n bietjie tyd gee vanoggend. Is julle reg vir dit? Wie wil graag 'n verskil sien in sy gemeenskap? Wie wil 'n verskil sien in sy werk? Wie wil Jesus weer sien in sy dorp? Enige iemand? Wel, dit begin by my en jou. God het niemand anders gekies nie, behalwe vir my en vir jou om hy verskil te bring. Jy's gekies, want God wil jou gebruik. God het jou geroep. Kyk vir die ou langs jou sê, yes, ek is allemaal great. Sê vir ou, God het my gekies. En as jy so in sy oë of haar oë kyk, dan sê jy, ek is special. Want jy is special. So maar hier is die ding, nee, God wil hê, ek en jy moet deel wees van iemand se storie. So daarom wil ek praat vanoggend, wees deel van iemand se storie. Want God wil my en jou gebruik in ander mense se lewens. So as ons 'n dorp wil rooi verf, as ons 'n verskil wil maak, moet ons begin betrokke raak in mense se stories en in mense se lewens. Want tog is dit daar waar hulle gaan sien wie ons is, of dit wat ons praat regtig so lyk. Kan julle glo dat die wêreld nie meer die Bybel wil aanvaar as die riglyn vir waardes nie? Weet julle dit? Maar hulle wil jou lewe sien. En jou lewe word 'n boek wat hulle lees. En vanoggend wil ek daaroor praat, dat jou lewe so sal wees, dat jy sal deel word van iemand anders se storie. En ek sê hierdie ding, ons reis deur die lewe is nie bedoel om alleen geloop te word nie. Ons word geroep om betrokke te raak, om mekaar te ondersteun en op te hef. Dink julle dis waar? Ek dink vanoggend toe ek hier aankom, en ek kry die swaar nuus van 'n mamma en 'n pappa wat 'n seun gisterand verloor het in 'n motorongeluk. In ons dorp. En ek sê vanoggend vir die worship ouens terwyl ons staan, ek sê, weet julle wat, daar's nie woorde eintlik om vir iemand te sê om hulle te laat beter voel nie. Maar al wat ons wel kan sê is, daar's iemand wat graag vertroosting wil bring. En ons weet dis God die Vader, ons weet dis die Heilige Gees en sy Seun Jesus Christus. Maar daar's nie woorde om vir iemand te kan sê om hulle beter te laat voel nie, en dis ook nie ons werk om hulle beter te laat voel nie. Maar wat daar is wel wat ons kan doen, ons kan hulle vertel van die een wat dit verstaan, wat dit ken en wat dit deur was. So word ek en jy dan deel van daai storie. Want God wil vir my en jou gebruik in ander mense se lewens. So hoe begin ek en waar begin ek? Die eerste punt wat ek wil maak gou vanoggend is, verstaan en aanvaar jou goddelike opdrag. Verstaan jou goddelike opdrag. Aanvaar dit. Kom by 'n plek wat jy weet, ek is nie net op die aarde gesit om lig op te neem nie. Nee, God het jou op die aarde geplaas, want hy het 'n roeping, hy het 'n doel gehad vir jou lewe. Hy het 'n plan gehad vir jou. Kyk vir die ou langs en sê, ek is belangrik. Sê vir hom, ek is belangrik. God het 'n plan met my gehad, met my lewe. Weet julle wat is die probleem? Ons dink as ons sê ons is belangrik vir God, dan dink ons is hoogmoedig. Nee, jy is nie. Jy aanvaar net en verklaar wat God al reeds oor jou gevoel het. En oor jou geroep het. En ons gaan begin kyk na Jeremia, toe hy geroep is. Hoor 'n bietjie so Jeremia 1 vers 4 tot 10. En die Here het vir my 'n boodskap gegee. Hy het gesê, ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte al het ek jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Vers 6 sê hy, ek het geantwoord, en ek dink hier's baie van ons. Hoor wat het hy geantwoord?
Nee, oppermagtige Here, ek kan nie goed praat nie, ek is ook te jonk, maar die Here het geantwoord en gesê, moenie sê, jy is te jonk nie, ek kan dit ook nog sê. Moenie sê, Chris, as ek in die spieël kyk elke oor, dan sê ek, ek is nog so jonk, ek wonder of ek gebruik kan word. Okay, nee. Hy sê, gaan na die mense, waarheen ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle. Vers 8, jy moet ook nie bang wees vir hulle nie. Ek sal by jou wees en jou beskerm. Ek is die Here wat so sê. Toe het die Here sy hand uitgesteek en aan my mond geraak. Hy het vir my gesê, ek het my woorde in jou mond gesit. Ek stel jou vandag aan oor nasies en regerings om sommige te ontwortel en te plant, om plat te slaan, om ander op te bou en nuut te vestig. Interessante storie van Jeremia. Hy het homself dadelik afgeskiet, dadelik gedink hy is nie goed genoeg vir 'n taak nie, of vir 'n opdrag, of vir 'n roeping, of vir 'n doel nie. En God self kom na hom te sê, hey, Boetie, jy is vir groter dinge geroep as wat jy dink. Ek wil jou deel maak van die stories van ander mense, van nasies. Ek wil hê jy moet 'n invloed wees. Ek het jou geroep, nog voordat jy gebore was. Toe ek jou gevorm het, het ek alles in jou geplaas. Maar Here, ek is te jonk. Nee, jy is nie, want ek sal met jou wees. So punt nommer 1 is, ek en jy moet by 'n plek kom van aanvaarding, dat God ons geroep het vir ons gemeenskap. Waar ook al jy werk, waar ook al jy betrokke is, God sê vandag en vanoggend vir jou, ek wil jou gebruik. Christy kom vanoggend daar in die sitkamer aan, daar waar ek sit, maar sy gooi so 'n ding vinnig about the fruits of the spirit. En sy sê, Dad, ek het hierdie ding as 'n liedjie vasgemaak. En weet julle wat's amazing, nee? Sy sê vir my, Dad, ek het dit nog by Modi Academy geleer. Julle hoor, en sy onthou Bybelverse so, want sy het dit as 'n liedjie onthou. Want hoekom? Die pragtige mense wat hier sit, het deel geword van haar storie. Dat soveel jare nog daarna, onthou sy so haar skrifte, maar sy sing hom vir my so deur gou-gou vanoggend. Wat 'n getuienis, Lorraine. Dit is om te sê, ek word deel van iemand se storie, dat jare daarna sê sy, Dad, weet dat kom onthou ek dit so, want Modi Academy het my geleer. Want iemand het ingebou en deel geword van haar storie, het Jesus gereflekteer en deel geword van haar storie. En ek sê vir haar, was dit nou maar nie amazing nie? En het tref my, hoe onthou sy dit, en sy weet dadelik om aan wie te koppel. Dieselfde vraag is, wie gaan aan jou koppel, wanneer jy iets doen daar buite, en hulle jare daarna kan sê, ek onthou dit, en ek het so gekies, want hoekom? Gerard Snyman was deel van my storie by Meetright. Maar kom eers by die plek dat ons aanvaar, en dat ons begin verklaar, dat God 'n roeping oor jou lewe het. So jy het 'n spesifieke opdrag, net soos Jeremia 'n unieke rol gehad het elkeen van ons 'n spesifieke roeping van God ontvang. Maar hier is die ding ook, soos ons gelees het, God bemagtig ons om hierdie doel te kan uitleef. So selfs toe Jeremia onbevoeg gevoel het God hom gerus gestel. Net so vandag bemagtig God ons ten spyte van ons onsekerhede. En vertrou vanoggend dat hy sy woorde en sy krag in jou geplaas het.
Ek hou daarvan wat die woord sê, as ons nie weet wat om te sê of wat om te bid nie, sê hy die Heilige Gees sal vir my en jou lei in wat ook al ons nodig het om te kan sê, om te kan bid. Is julle nog met my vanoggend? God wil jou gebruik. Ek kan eintlik die hele oggend net op hierdie punt vasbly. Want ons kom by plekke wat ons die hele tyd vasgevang is in ons onsekerheid dat iemand moet iets vir ons doen. Ons het nie die ability om iemand anders te kan help nie. God sê vanoggend vir jou, jy is geroep. Jy is geroep. So die tweede punt wat ek wil sê vanoggend, wees 'n aanmoediger en 'n ondersteuner. In jou gemeenskap, mense naby jou, om jou, wees 'n aanmoediger en wees 'n ondersteuner. Het jy gesien hoe vinnig bring jy 'n verskil in jou dorp, in jou werksplek, as jy die een is wat voorloop om aan te moedig en te ondersteun. Paulus se woorde aan Timoteus beklemtoon die belangrikheid daarvan om deur voorbeeld te lewe en ons geestelike gawes te gebruik om ander te ondersteun. Dit wat jy ontvang het, was nooit toe net vir jouself nie. Daai vriendelikheid, daai gasvryheid, God het jou geroep om ander daarmee te kan bedien. 1 Timoteus 4:11-13, hy sê daar, gee instruksies oor hierdie dinge, sê Paulus, en onderrig die mense daarvolgens. Vers 12, moenie dat enige iemand minder van jou dink, omdat jy jonk is nie. Is alles hierdie jonk goed, nee? Wees 'n voorbeeld vir alle gelowiges deur wat jy leer. In die manier waarop jy lewe, in jou liefde, jou geloof en jou integriteit. Vers 13, totdat ek daar opdaag, konsentreer daarop, om die skrif aan die gemeente voor te lees, die gelowiges te bemoedig en om hulle te onderrig. En dit geld net soveel as wat dit daar in die gemeente gegeld het, in my werksplek, in my areas van gemeenskap, waar ook al ek betrokke is. Wees iemand wat bemoedig. Wees iemand wat ondersteun. Wees iemand wat mense nie kan wag om in jou teenwoordigheid te wees nie. Die hartseerste vir my is, as ek besef, baie jare terug, was dit nog amazing geweest om te sê, ek is 'n kind van die Here. Vandag as jy dit sê, is dit asof jy vloek. En ek dink van ons slaap nog, dat ons nie bewus is, hoe die pendulum al geswaai het. En dat om vandag te sê, ek's 'n Christen, dan sê die ouens, die eerste ding is, ja, maar jy kan nie vertrou word nie, want jy leef nie soos wat jy praat nie. En ons moet begin besef, dat daai pendulum het ver heeltemal na die ander kant toe geswaai, dat as jy dit sê, wen dit nie vir jou punte nie. Inteendeel, ouens skram nou van jou af. En ek wil op dit staan vanoggend, deur dit net te leef wat ek geleer het en wat God in my geplaas het, het ek die vermoë om die integriteit van die woord van God, van wat het is om 'n kind van Jesus te wees, terug te bring in die areas van my lewe waar dit nodig is, waar ek invloed het. Miskien is hierdie bietjie te naby aan die hart vir van ons. Maar ek wil dit amper sê, hou op sê jy's 'n Christen, wees een. Moenie meer jouself aan 'n religion vasmaak oor wie jy wil graag wees nie. Leef dit, sodat hulle sal kan sien wie jy is en so nader getrek word aan Christus en aan die Vader. Jare terug toe ek nog my videowinkel gehad, ek sal dit nooit vergeet nie, kom so ouetjie daarin. Ek het die Here omtrent seker so 5-6 maande geken. En so 'n laaitjie kom daarin.
ek sal dit in my lewe nie vergeet nie, ek sien hom nou nog so voor my staan hy so voor my videorakke. Vir die wat nie weet nie, videorakke was so typ gewees, hy het 2 spoele aangehad, en ek het so besigheid gehad. En dan kom hy jong man in, was redelijk angry aggro man. En ek onthou so goed, en jy kom my nie 2 kanse gee met so gedink nie, en dan, die oukie vang hy video's, hy sê vir my, Chris, maar hy kyk so vir my. Hy sê vir my, Chris, ek weet nie wat dit is nie, maar wat smile jy so, en jy lyk altyd so happy, wat gaan aan? Hy sê, ek word sommer geïrriteerd, want jy lyk altyd so happy. Jesus, kyk, en dan moet nie dit vir my sê nie, en hy maak hy deur waarheid op. Ek sê, kan ek jou gou vertel? Hoekom is ek so gelukkig? En ek sê, ken jy vir Jesus? En hier is die storie, agter die storie. Dit het nie gegaan oor wat ek in sy kop of nek probeer afpreach het nie. Dit het gegaan oor wat hy gesien het, sonder dat ek het besef het. En hy maak die deur op en vra maar, hoekom is dit? So ek maar, jy het gevra, dis Jesus. En hy wil dit vir jou gee. En so bereik ons, deur wat ons lewe, nie deur wat ons sê nie. Kan ek vir julle sê hoe in daai videowinkel van my, daai laaste 2 jaar wat ek nogal moet oorbly, het ek mense na die Here toe gelei dat jy nie kan glo nie. Ek was daai wit bobbejaan kwadraat. As iemand lyk of hulle wil huil omdat 'n cover so mooi is, dan sê ek vir my casuals, vat net gou oor want hierdie ou het Jesus nodig. Dan hardloop ek en sê, hoe gaan dit met jou? Lyk jy alright? Wat lyk jy? Kom stap saam met my. Ek het so 'n klein kamertjie gehad, hoor ek het die ouens sommer daar na die Here toe gelei. Hulle stap daar uit, loop hulle so, jy weet, video covers onder die arm. Ja, dankie, pretty woman, steal my. Maar die ding agter die ding was dit gewees. Ek het nie nodig gehad om Jesus te praat nie. Want die ouens het hoor genoeg van hom, maar hulle sien hom te min. Wil julle nog een storieetjie hoor? Een van my groot vriende, was 'n wille man. Ek praat van hierdie man het wille goed gedoen. En hy het eendag ook so in die videowinkel gekom en hy het nie geweet ek is in verhouding met die koning nie. En hy stap daai videowinkel in die dag toe ek hier is nie en hy vra vir die ouens, hoorie, waar is Chris? Vra hy die casuals. Die casuals, nee, Chris is berg toe, hy het gaan bid. Ek het nog daai tyd berg toe gegaan, kan jy dit glo? Die sein was hoër. En hy ou kom so in en hy het my baie goed geken en hy kyk so, dis wat my casuals my vertel, hy sê, hy kom en hy kyk so op die tafel en my Bybel lê toe op die tafel. Hy sê nee man, kan nie wees nie. Hy sê vir my, nee, regtig, Chris is op berg toe, hy het gaan bid. Hy sê vir my, nee, het kan nie wees nie, nee. Hy sê, wie wat, ek sal kom kyk. Want daar is nie 'n manier dat daai ou kan verander nie. Julle, daai volgende oggend, daar was nie computers waarop ons gewerk het nie, ons het met hierdie kaartsysteem gewerk, en ek het die kaarte so begin wegbære, en hy kom so by daai deur in, en toe sy inkom, toe stop hy so by daai deur, en hy kyk my so, hy sê, wie's jy? Hy sê, ek ken jou nie, waar's Chris? Wie's jy? En hy kom voor en hy sê vir my, iets het verander by jou, ek het jou nie eens herken nie. Maar kry so vet smile op my gesig. Ek sê vir my maat, ek het Jesus ontmoet. Ek is my hart vir die Here gegee, my vriend. Hy het my lewe verander. Kan ek julle sê, 3 maande, ek dink omtrent na Maureen, give or take, nee? 3 maande daarna bel sy vrou my een oggend, ek is nog besig om klere van my hangers af te soek. Bel sy my, en sy sê, jy moet nou kom Chris, asseblief as jy kan. En daai vriend van my sê, sy sit met sy hande in sy gesig, en hy huil snot en traan, hy kan nie ophou huil daai oggend nie. Sy sê, hy bly net praat oor wat hy met hom gepraat het, en hy het die Here nodig vandag. Ek bel my cash, ek sê, julle vat vandag oor, ek is nou, het iemand my nodig. Ek ry na die ou se huis toe, die ou huil soos 'n babietjie, hy nog nooit in sy lewe so gehuil nie.
Daai oggend bid ek saam met hom, hy ontmoet Jesus Christus en sy familie word gered. Maar ek het nie een keer nodig gehad om hom te oortuig deur te sê ek is 'n Christen nie. Wie is dit? Wie is die bemoediger? Wie is die een wat lief het? Is julle nog met my? So wat sê ek eintlik? Wees 'n lewende voorbeeld. Wees 'n voorbeeld in woord, gedrag, liefde, gees, geloof en reinheid. Jou lewe moet Christus se waardes weerspieël. En as hy jou vra, dan kan jy woorde gebruik. En hier is die ander ding ook, wees 'n aktiewe ondersteuner. Bied woorde van vertroosting, praktiese hulp en wees 'n luisterende oor. Jou aanmoediging kan 'n reddingsboei wees vir iemand in nood. Jy sien, toe hy genoeg Jesus se liefde ervaar het in my lewe oor Christus Jesus en die Heilige Gees, toe hy in nood was, en hy het geweet wat hy gemis het in sy lewe, het hy sy vrou dadelik geweet, wie moet sy bel? En die Here het 'n opportunity gekry na sy hart toe. Daar was 'n geleentheid na hierdie man se hart toe. Hoe wonderlik sal dit nie wees nie, as ons volgende week by mekaar kan kom, en elkeen het so 'n storie. En al wat my en jou terughou, is dat ons voel, ons is nog nie goed genoeg nie. En hy sê vandag vir jou in sy woord, ek het jou geroep. Ek het dit in jou geplaas. Ek wil jou gebruik. En nou die derde punt, en dis nogal enetjie dink ek wat vir ons partykeer moeilik is wees diensbaar. Wees diensbaar. En ons kyk gou na 'n voorbeeld in die woord van diensbaarheid en Tabitha. En sy was so in haar gemeenskap betrokke. En in haar gemeenskap het sy gehelp. En haar ander naam is eintlik in Grieks Dorcas. Is dit so, Albert? Is ons Dorcas? Is al Grieks? Nee, dis die eerste keer jy vir my sê jy weet nie. Ek kan dit amper nie glo nie. Is dit op video? Is dit op video? Dis 'n wonderwerk hierdie. Ek kan altyd vir Albert sê, hy weet dadelik. Hy sal vir jou die Grieks, die Hebreëus, die Latyn, né? Alles, ja, daar gaan hy. So, daar sê ek vandag vir jou, Albert, dis Dorcas, as jy nie weet nie. Alright, so. Maar kom ons gaan kyk gou na Tabitha se storie, Dorcas se storie vanoggend, in Handelinge 9, vers 36 tot 42. En ons gaan kyk wat het met haar gebeur, en die invloed wat sy gehad het oor haar gemeenskap, hoe almal saamgetrek het oor haar. So vers 36, in Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks is sy Dorcas. Hoor jy nou? Daar sy. Sy was altyd besig om aan ander goed te doen en armes te help. Vers 37, juis in die tyd het sy siek geword en sy is dood. Hulle het haar liggaam vir die begrafnis voorberei en in 'n bokamer neergelê. Met Lydda, naby Joppe, het die gelowiges gehoor dat Petrus daar is. Hulle het toe 2 mans na hom toe gestuur met die versoek, kom asseblief sonder uitstel na ons toe. Vers 39, Petrus is dadelik saam met hulle terug. Toe hy daar kom, het hulle hom bokamer toe gevat. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die verskillende soorte klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog by hulle was. Vang julle wat daar gebeur het? Sy het so 'n impak gehad dat hulle nie kon ophou, al is sy dood, dat hulle self nie kon help om te praat van hoe amazing sy is nie. Soos Christy vanoggend wat sê, Dad, ek onthou dit, want Moody Academy, my juffrouens het my dit gewys. My juffrouens het my geleer hoe om dit te doen. So, hulle kan onthou en sê, kyk die mooi klere, huil hulle, ek kan dit sien, dis 'n gechunk.
Ja, en so, maar hierdie mooi blousie, met die knopies, my favourite, sy ken my so goed, en hierdie broek, jy weet, met die zip, sy het geweet, ek het 'n zip nodig, want ek eet baie, nou eet ek min, nou eet ek, en nou het ek 'n zip wat, ja. So, hulle het haar so goed geken, en so haar gemis in hulle gemeenskap, dat het vir hulle iets verskrikliks was. Maar vers 40, Petrus, ek kan nou imagine hoe geïrriteerd raak ou Petrus toe na al daai stadium. Petrus het almal egter uitgestuur. Okay, dan asseblief, vat net die broeke, hembies, gat julle. Ek wil bid. Maar nog hierdie een zip, nee, gaan. En toe het hy gekniel en gebid. Hy het na die liggaam toe gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak. Toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. Vers 41, hy het daar sy hand gegee en haar help opstaan. Toe het hy die gelowiges en die weduwees geroep en hulle gewys sy leef. Vers 42, die gebeure het in die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my opgewonde. Jy sien, sy was oor haar diensbaarheid, omdat sy lief was vir haar gemeenskap, omdat sy ingesaai het daar in soveel areas, het God haar bonatuurlik gebruik om 'n hele groep mense, kinders terug huis toe te bring. So as jy nie weet wat om te doen nie, en jy weet nog nie hoe om te doen wat God vir jou gee, wees net diensbaar. Wees net diensbaar. Wees 'n hand wat gee, wat omgee, wat lief het. Wees diensbaar. So sy was so bekend gewees vir haar diensbaarheid. So die praktiese dade van haar vriendelikheid, ek wil net dit sê, net soos Tabitha, moet ek en jy vandag neem deel aan dade van diens binne jou gemeenskap. Of dit nou vrywilligingswerk is, die behoeftiges help of met jou vaardighede of jou vaardighede aan te bied. Kom by 'n plek en besef dat wat ook al God vir jou gegee het, nie vir jouself was nie, maar juis vir die mense om jou. God wil jou gebruik. God wil jou gebruik daar waar jy is. Hy wil jou nie wegstuur na ander plekke toe nie. Hy wil jou daar gebruik, dadelik daar waar jy is. Waar is jy vandag? Wat doen jy vandag? En ek wil ter afsluiting dit sê, ons almal is geroep om deel te wees van iemand se storie. As bemoedigers te leef en om diensbaar te wees, kan ons God se vrede, vreugde en liefde in die lewens van ander bring. En ek sluit af met 'n laaste storieetjie. Ek het vir 'n jaar in die hoërskool gewerk. En ek sal die storieetjie nooit vergeet nie. En was my amazing geweest. Ek het 'n goeie tyd daar gehad. Ek het dit regtig geniet. Die Here het my geplaas daar in die skool. En was amazing die goed wat ek kon beleef het in daai tyd, wat ek kon sien. En ons was 1 jaar by 'n Mighty Men, nog haar eerste Mighty Men conferences gewees. Ek dink dit was nog een in Greytown. En ek onthou ons stap daar onder daai tent in, en toe ek so vorentoe gaan, toe draai 'n jongman so om en hy sien my raak. En dit was 'n jongman gewees wat 'n matriek was, die jaar toe ek nog by die skool gewerk het. En hy draai so om en hy sê my, "Hey Chris, jessie, lekker om jou te sien, joh." En so, "Yes, great," maar ek val amper om in daai tent. Want daai mannetjie was nie 'n ouetjie wat voorbeeldig in 'n Mighty Men sou staan nie. Was 'n rowwe stout ouetjie. En terwyl ek sê, "Jessie, maar dis amazing om jou hier te sien." "Ja, nee, Jessie, Here is goed." En dis, "Ja, ek tog herken hierdie ou nie."
En so voordat ons begin worship, lekker in aanbidding ingaan, draai weer om, hy sê vir my, Chris, ek wil net vir jou sê, dis oor jou dat ek hier staan vandag. Ek dog, maar ek het nie met die ouetjie woorde gepraat nie, baie min. Ek het nooit vir hom trou oortuig nie, niks nie. En hy sê vir my, dis die manier hoe jy geleef het en wat jy gedoen het na die skool wat my oortuig het. Ek het daai gesukkel om my hele lesing verder te luister. Dus ek so getref om te kan besef hoe God my en jou partykeer wil gebruik en hoe mense ons dophou daar waar ons is. Nie nodig gehad om Jesus voor te lees vir hom dag en nag nie. Maar hy wou iets sien. En daai iets sien het sy lewe verander. So kan ek eer daarvoor vat? Glad nie. Kan ek die Here dank daarvoor? Definitief. Kan ek weet dis hy wat die goeie werk doen? Amen. Maar een ding besef ek, hy wou my gebruik. Soos hy jou wil gebruik. Waar ook al jy is. So Hemelse Vader, ons kom voor U vanoggend. En ek wil U vra vanoggend, Here Jesus, daar waar ons is, waar ons betrokke is, waar ons onsself bevind, Here, in ons gemeenskap, Here, dat U ons sal wys vanoggend, Here. Waar is daar areas, Here, waar ons nie meer diensbaar geword het nie, of waar ons net probeer deur dag en nag deurgaan deur ons werksituasies, sonder om te besef, Here, U het 'n groot roeping vir ons gehad. U het ons met doelgerigtheid geplaas in die plekke waar ons is, om 'n verskil te bring. En Here, wat ook al daai goed is wat ons terughou van om dit so uit te leef, om diensbaar te wees, om 'n bemoediger te wees, Here, dat ons vanoggend sal kom voor U en sê, Here, vergeef ons dat ons dit misgekyk het en net gedink het, ek is daar om my lewe net deur te leef en weer iets anders te doen. Maar vanoggend, vir die wat wil saam met my staan saam met my vanoggend, sê, Here, wil U my nie gebruik daar waar U my geplaas het nie. Heilige Gees, wil U my nie gebruik nie, amen. Wil U my nie gebruik daar waar U my geplaas het, daar waar U my gesit het, Here Jesus, om 'n verskil te maak, om so 'n verskil te kan maak, deur net Jesus te lewe in daai plek waar U my geplaas het nie. As dit jy is wat saam my stem vandag, steek jou hande uit, sê, Here, hier ek ontvang vanoggend. Ek ontvang vanoggend, Here, daai genade van die Heilige Gees, om daar waar ek gesit is, 'n verskil te kan maak, dat ek dit sal begin doen. En Here, as ek te min al by U was, Here, om te kan hoor wat hierdie roeping is, vra ek ook verskoning, maar ek kan nie wag om by U voete uit te kom en meer te hoor nie, Here. Gebruik my, Jesus. Ek is vanoggend voor U, Here, en ek bid vir elke individu, Here. Ek is vanoggend voor U, Here Jesus, om U te vra, want ek weet dis wat U wil doen. Gebruik my in my gemeenskap, om 'n verskil te maak, deur my lewe te weerspieël, na die beeld van Christus Jesus. En ek loof U, Here, ek eer en ek prys U, Here, en ek sê, mag dit so wees in aller ewigheid, in Jesus naam alleen. Amen en amen. Kom ons gee die